vandag se gesprek oor die huwelik gaan ons verder praat oor 'n geesvervulde huwelik. Deur saam te lees uit 1 Korintiërs 13. En dan aan die einde gaan ons dit in verband bring met die navorsing van John Gottman oor wat gebeur wanneer ons nie in 'n geesvervulde huwelik leef nie. Dit was nie die inhoud van sy navorsing nie, maar as jy sien waarvan ek praat, dan is die afleiding, dis presies die teenoorgestelde verhouding waarvan Paulus praat in 1 Korintiërs 13. So kom ons lees een van die bekendste gedeeltes in die Bybel, in die ganse Bybel, wat ook baie keer gelees word by huwelikseremonies, 1 Korintiërs 13. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek, en begryp ek alle geheime, en besit ek alle kennis, en het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie die liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit, en gee ek my liggaam oor om my, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie, is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde val nooit nie. Maar profesie, dit sal tot 'n einde kom. Of tale, dit sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik. Maar wanneer die volmaakte kom, sal wat gedeeltelik is, ophou bestaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek 'n volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld, soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Ek dink is belangrik om kennis te neem daarvan dat 1 Korintiërs 13 nie 'n huweliksboodskap per se is nie. Dis 'n gemeenteboodskap. Ja, dit het implikasies vir die huwelik, maar ons moet in gedagte hou dat hierdie woorde deur Paulus geskryf is aan 'n gemeente wat destyds geleef het, daar in Korinte. En is baie duidelik uit die agtergrond van alles wat ons lees, dat hierdie gemeentelede aan die stry geraak het met mekaar oor die gawes van die Gees. Paulus wil niks weet dat ons oor die gawes van die Gees in rusies betrokke kan raak nie. En daarom verduidelik hy dat die gemeente is so. Net soos wat 'n liggaam uit verskillende liggaamsdele bestaan, so bestaan 'n gemeente uit verskillende mense, uit verskillende ledemate, en elkeen vervul hulle funksie binne die liggaam van Christus. Ons kan nie met ons liggaam kies tussen wat is die belangrikste ledemate nie. Ons kan mos nie sê, wel ek het mos nou oë, so laat ek my voete laat verwyder nie. Of ek het 'n kop wat kan dink, so kom ek gee my hande daarmee prys nie. Nee, ons gebruik al ons ledemate van ons liggaam om volledig liggaam te wees. Hierdie verduideliking vind ons in 1 Korintiërs 12. Ons het pas uit 1 Korintiërs 13 gelees en dan 1 Korintiërs 14. Daar word die stryery onder die gemeentelede nog duideliker. Hulle was van mening dat die spreek in tale die belangrikste van al die gawes was. Dink mooi. Selfs vandag nog is daar mense wat sekere gawes uitlig bo die ander. En baie mense vandag ook sê, die spreek in tale is die eintlike maatstaf of iemand die Heilige Gees in hulle het. Daarvan wil Paulus niks weet nie. Want eerstens het hulle gesê, jong, as jy in tale kan praat, dan het jy die Heilige Gees in jou. Tweedens, as jy kan profeteer, dan het jy die Heilige Gees in jou. En daardie volgorde van belangrikheid. En die res van die gawetjies is eintlik maar oorbodig. Nie vir Paulus nie. Paulus kom tot die gevolgtrekking dat hy liewer 5 woorde met sy verstand wil praat
om ander te onderrig as 1000 woorde in 'n onverstaanbare taal. Die wonder van die geesvervulde lewe vind ons presies in die middel tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. 1 Korintiërs 13. Want hy eindig 1 Korintiërs 12 met: kom ek wys julle nou wat die allerbeste is. En dan lees ons: al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. Dan het ek 'n gong geword. Kletterende simbale wat raas en raas en raas. Dan is al my gepraat in die lewe 'n geraas vir ander mense. Oor profeseë, geheime insig, kennis, geloof, offergawe, selfprysgawe, wat ook al, kan dieselfde gesê word. Sonder liefde? Niks. Kom ons pas dit nou toe op die huwelik. Al ons gewerskaf, bymekaar maak, bates en beleggings aanskaf, loopbane, kinders grootmaak later, aftreebeplanning en alles tussenin, as ons nie liefde in ons het nie, niks, is ons lewe 'n geraas, 'n geskarrel, 'n nuttelose geskarrel. En dan gaan Paulus voort en sê die allerbelangrikste van die lewe, van 'n geesvervulde lewe is, het jy lief, en moet jy bysê, het jy met God se liefde lief. Dis 'n liefde wat meer van ons eis as die gevoelsmatige liefde, waar ons baie liedjies oor hoor, en die meeste liedere in ons wêreld. En nadat Paulus vir ons gesê het hoe belangrik is die gawe van die liefde, gaan hy voort en verduidelik vir ons hoe die liefde is. Let baie mooi op, hoe die liefde is. Meet jou lewe daaraan. Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie, is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie. Jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde faal nooit nie. Ek daag jou uit, en ek bedoel nou 'n positiewe uitdaging. Lees elke môre voor jou dag begin hierdie kenmerke van 'n geesvervulde lewe en laat dit jou dag vooruit bepaal. En elke aand voordat jy in die bed lê en jou oë toemaak, dan lees jy weer hierdie voorskrif van 'n geesvervulde lewe en laat dit jou gewete bepaal. Dink net, as jy vir die duur van jou huwelik, in die aande voor jy gaan slaap, jou lewe toets hieraan, ja in jou huwelik, maar in alle verhoudings, waarin jy in daardie dag gestaan het, dan vra jy jouself die vraag af, waar was ek vandag geduldig of ongeduldig gewees? Het ek vandag opreg omgegee? Of het ek maar net funksioneel opgetree? Het ek strategies opgetree? Of het ek omgegee? Het ek jaloesie gekoester oor iemand se sukses, geluk of erkenning? Het ek vandag gespog in woorde, gedagtes, op sosiale media? Was daar trots of selfverheffing by my? Het ek iemand vandag onbehoorlik behandel? In my stemtoon, in my houding of in my gedagtes? In die stilte van my gedrag? Het ek myself eerste gestel bo ander mense om my? Ten koste van iemand anders, belangrik? Was ek lig geraak? Of kon ek ruimte maak vir iemand anders? Het ek vandag boek gehou van die kwaad? Of het ek vergewe? Het ek stilweg bly geword oor onreg, omdat dit my bevoordeel het? Het ek my verheug in die waarheid? Het ek opgestaan vir die waarheid? Was my vreugde vandag suiwer? Of afhanklik van 'n vergelyking met ander? Waar het ek vandag gekies om te bedek eerder as om te ontbloot? En het ek vandag geglo, gehoop
en liefgehê opsommend. Het ek vandag so vasgebyt, dat ek kan sê, die liefde sal nooit faal nie. Of waar het ek tekort geskiet? Hierdie verse is so kort, so kernagtig, maar dit is die geheim van 'n geesvervulde lewe. Vir meer as 40 jaar het John Gottman navorsing gedoen onder meer as 3000 paartjies, hulle gedragspatrone. En wat het gelei tot sukses of die ondergang van verhoudings? Met hierdie inligting kon hy met 'n merkwaardige akkuraatheid van 90% egskeidings voorspel, lank voor die krake begin wys in 'n paartjie se lewe. Uit hierdie navorsing het Gottman 4 gedragspatrone identifiseer wat destruktief inwerk op verhoudings. Hy het hulle genoem die 4 ruiters van die apokalips, verwysend na die vernietigende ruiters van die apokalips in Openbaring. En luister aandagtig na wat hierdie 4 ruiters is. En dink mooi of hulle teenwoordig is in jou eie optrede. Die heel eerste ruiter van die apokalips wat verhoudings vernietig, is kritiek, Engels criticism. Kritiek is om die ander op 'n persoonlike vlak aan te val, eerder as om hulle gedrag aan te spreek. Ek speel die man en nie die bal nie. Ek speel die vrou, nie die bal nie. Met ander woorde, jou kritiek laat dit klink of daar fout is met die persoon, in plaas van dat iets in hulle gedrag jou pla. Dit mag ook frases insluit soos, jy doen dit altyd, of jy is nooit, is allesomvattend. Jy is altyd so selfsugtig. Jy dink nooit aan my behoeftes nie. Kritiek verswak die verhouding, want dit klink of die persoon self nie goed genoeg is nie, of daar fout is met die persoon. Die tweede een, en dis die ouer boetie van kritiek, is veragting, of in Engels contempt. Veragting is die gevaarlikste van die 4 ruiters. Dit manifesteer in sarkasme, spot, hoë rol en minagtende kommentaar. Hier val jy nou doelbewus die persoon se karakter aan en wil eintlik vir hulle wys dat hulle minderwaardig is en jy is beter. Veragting sny baie diep en veroorsaak permanente wonde indien dit nie verbind word en reggemaak word nie. Ag, jy is so pateties, jy sal nooit iets reg kry nie. Geen wonder jou pa het jou verlaat toe jy 'n klein dogtertjie was nie. Ek bedoel, dit is next level seermaak goed hierdie. Hierdie veragting is die groot messe wat diep wonde agterlaat. Derdens, verplasing of defensiveness. Verplasing is 'n manier om jouself te verdedig en jouself te verontskuldig of die skuld te verplaas op die ander persoon. Jy neem nooit verantwoordelikheid dat jy verkeerd is nie. Jy verskuif altyd jou verantwoordelikheid of jou aandeel op die ander persoon. En so verval die paartjie in 'n siklus wat nooit opgelos word nie. Dit klink partykeer so. Het jy vergeet om die melk te koop soos ek jou gevra het? Ja wel, jy het ook al goed vergeet as ek jou dit gevra het. Hoekom is dit altyd my skuld? Daar's altyd 'n teenargument en 'n paartjie kom nooit uit om die kwessies op te los deur te praat, wat soos klein jakkalsies in die wingerd bly rondhardloop nie. Dis nie so destruktief soos veragting en kritiek nie, maar op die lange duur is dit verlammend en dis dieselfde ou seerkry goed en dieselfde goed wat die risie veroorsaak word vir jare en jare en jare. Jy kan 50 jaar getroud wees en jy kan nog steeds oor dieselfde goed stry. En die 4de ruiter van die apokalips is onttrekking, in Engels stonewalling. Hierdie gedrag kom na vore wanneer iemand hulle emosioneel onttrek en weier om terug te keer in dialoog, terug te keer na die verhouding, terug te keer in gesprek. Die Engelse beskrywing is so mooi beskrywend, stonewalling. Dis om afsydig en ongeërgd voor te kom. Volgens Gottman is dit veral mans wat hulle onttrek en konflik vermy. Wat interessant is in Gottman se bevindings, is dat mans liggaamlik sterker reageer in stresvolle situasies as vroue, en dat mans konflik en emosionele spanning as oorweldigend ervaar, baie gouer as vroue. Dus, hulle het bevind dat mans se hartklop en bloeddruk vinniger opskiet
as wat vrouens doen in dieselfde argument. Onttrekking is dus 'n strategie vir mans om hulle self te kalmeer, deur emosioneel af te skakel of fisies hulle self te verwyder uit die gesprek uit. Ek dink as 'n mens dit verstaan, dan maak dit die gesprek na albei kante toe belangrik. In die opsig dat kalmte en rustige praat belangrik is vir verhoudings, dat ons, soos Gottman, ons sal later daaroor praat, maar dat elke party werk aan hulle eie reaktiwiteit. Dat jy nie sal reageer nie, dat jy nie sal harder praat en begin skree en so bou die emosies op nie. Dat altyd na mekaar toe bly draai. Mans, dis belangrik om te sien hoeveel geweld is daar in jou stilte. En ek sê dit nou doelbewus so. Die feit dat ons omdraai en wegstap van die gesprek af, beteken nie dat ons daarin gewen het nie. Ons het maar net die probleme wat ons het uitgestel vir 'n latere geleentheid. En dan kom dit dubbel na ons toe. Ons kan ooreenkom om tydelik te sê, wag bietjie, ons is nou op 'n verkeerde pad. Ons praat al harder, ons word al kwaader. Kom ons gee mekaar net 'n paar minute tyd, of ons sal vanaand verder praat, maar stemme tyd af. Dan kan ons verder praat, maar kom ons raak net rustiger. Niks fout daarmee nie. Maar as in daai, ek sal jou wys, ek voel niks, ek dink niks, ek beleef niks, sal niks met jou te doen wil hê nie. Daarin lê die seer. Ek dink as ons eerlik is daar tekens van hierdie ruiters, een of meer, in ons eie harte, in ons huwelike, en moontlik in al ons verhoudings. Die punt van hierdie boodskap is dat jy nie hier moet weggaan en met skuld in jou hart moet rondloop nie, maar met nuwe insig. Want skuld verlam, maar waarheid bevry. Paulus het 1 Korintiërs 13 eeue en eeue gelede geskryf, lank voor John Gottman se navorsing. Maar is dit nie besonder betekenisvol, en ek wil sê 'n riem onder die hart, dat na soveel eeue is hierdie woorde so uiters relevant nie. Hierdie liefde is nie 'n ideaal wat net vir uitsonderlike mense bedoel is nie. Dit is die vrug van 'n geesvervulde lewe en is bedoel vir almal van ons. Die goeie nuus is, waar ons so met 'n geesvervulde optrede teenoor mekaar in liefde optree, vernietig dit die 4 ruiters en bou die Gees ons verhouding stadig, geduldig en op baie kere ook onopsigtelik uiteindelik op tot die huwelik waar ons in gehoorsaamheid aan God kan leef. Pas op dus vir die 4 ruiters van die Apokalips. As hulle teenwoordig is, sal hulle jou verhouding vernietig. Maar kies elke dag weer 'n geesvervulde huwelik en 'n geesvervulde lewe in al die verhoudings van jou lewe. En onthou, geloof, hoop en liefde bly, maar die grootste hiervan is die gawe van die liefde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, nou dat ons so geluister het na die 4 ruiters van die Apokalips, kan ons die tekens daarvan sien in ons verlede, dalk in ons onlangse verlede. Hoe dit aangegalop kom in ons verhoudings in, swaarde opgehef om te vernietig en te verniel. Here, gee tog vir ons die kalmte van gees om die 4 ruiters van die Apokalips teen te staan. Gee vir ons die wysheid en insig om dit raak te sien voordat dit vernietig. En die dapperheid om 'n ander rigting in te slaan. O Here, help ons om 'n geesvervulde huwelik en 'n geesvervulde lewe te hê, dat al ons verhoudings die kenmerk sal dra van die liefde. Ons weet, Here, dat dit nie natuurlik vir ons kom nie. Ons weet dat ons ver tekort skiet en dat ons U hulp so dringend nodig het. Stuur tog U Heilige Gees om ons harte oor te maak, te herwin, te herskep, sodat ons 'n geesvervulde lewe kan leef.
Dankie dat U ons kom haal het en ons kom red het. Dat U ons vergewe en dat U ons nuut maak. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.